Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-sterretjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, asseblief man, join ons. Stuur vir ons al julle inligting na slaapstories vir groot mense @gmail.com. Ons soek stories, asseblief man. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Mensies, ek gaan nou so 'n bietjie brag. Ek het 'n gedig wat ek vir my sussie geskryf het, toe sy nou, amper 'n jaar gelede ons verlaat het. Dit is vir 'n digbundel goedgekeur, en die het nou onlangs verskyn. Merang is die digbundel se naam, pragtige Afrikaanse gedigte van nuwe en ou wonderlike Afrikaanse digters. Dis uitgegee deur Naledi Uitgewers. Ons gooi die skakel vir julle op Facebook. As julle miskien so 'n geldjie het wat rond lê, kry vir julle eene. Julle gaan nie spyt wees nie. En my gedig se naam is Jy was daar. Anywho, geniet vanaand se storie. Vanaand lees ons Gesoek, 'n regte moeder, deur Margaret W. Eggleston. Mary King het voor die speelkas in haar slaapkamer gesit, met krale in haar hand. Parels. Marale het tekens van slytasie getoon, en terwyl Mary na hulle gekyk het, het haar oë van woede gevlam. Môre was haar gradeplegtigheidsdag van die hoërskool. Die hele dag was sy by die klas se piknik, en sy het so 'n heerlike tyd gehad. Hulle het gedans en gespeel, hulle het op die meer geroei en hulle skoolliedere in die maanlig gesing. Sy was so gelukkig, soos 'n meisie kon wees, en om dit op hierdie manier te laat bederf, was wreed. Hoekom moes haar ma vir haar 'n string ou parels gee as 'n gradeplegtigheidsgeskenk? Ander meisies het polshorlosies en mooi rokke en checks en allerhande pragtige goed gekry. Wanneer hulle haar sou vra wat haar ma se geskenk was, hoe kon sy nou sê 'n string ou parels? Haar ma sou verwag dat sy dit by die gradeplegtigheid moet dra. Hoe kon sy? Sy het dit op haar tafel gekry toe sy in die kamer kom, en saam daarmee was 'n briefie wat gesê het: Liewe Mary, ek het gewag dat jy huis toe kom sodat ek jou geskenk kon gee, maar dit is so laat en ek is te moeg om langer te wag, so ek sal dit vir jou los. Ek kon nie vir jou 'n regte geskenk koop nie, so ek het vir jou die dierbaarste ding gegee wat ek het. Elke parel het 'n storie wat ek eendag vir jou sal vertel. Miskien op die dag wanneer jy van college gradueer, maar nie nou nie. Ek hoop jy sal hulle lief hê soos ek doen. Ek sal hulle môre op jou baie mooi nuwe rok sien. Goeienag, dogtertjie. Ek hoop jy het 'n goeie tyd gehad. Moeder. Hoekom was ma so vreemd? Haar hele lewe lank was dit moeilik vir Mary om haar ma so anders te hê. Haar ma het vir meneer Mors gewerk, en daarom kon sy nooit haar vriende na hulle kamers bring nie, anders sou sy die Morses pla. Ander meisies se ma het mooi gesigte gehad. Haar ma se gesig was heeltemal rooi en lelik. Ander meisies se ma het mooi hare gehad, maar haar ma het reguit hare gehad, en min daarvan. Sy het haar probeer oorreed om 'n pruik te dra, maar in plaas daarvan het haar ma na haar kamer gegaan en gehuil, omdat Mary dit voorgestel het. Ander meisies se ma's het hulle mooi klere laat dra, maar hare was altyd eenvoudig, alhoewel hulle altyd baie netjies en skoon was. Die meeste van die meisies het chic gradeplegtigheidsrokke gedra, maar hare was net 'n klein, plein rokkie wat haar ma gemaak het. En nou is hierdie verskriklike parels meer as wat sy kon verdra, en sy het hulle woedend op die bed gegooi. Sy het gewens sy het 'n regte ma gehad, waarop sy trots kon wees. Toe sy begin om haar lang golwende hare te borsel,
het sy brief in meneer Moore se handskrif op haar lesenaar gesien. Miskien was dit 'n tjek vir haar gradeplegtigheidsgeskenk, soos hy dit hastig oopgeskeer. Maar geen tjek het uitgeval nie. In plaas daarvan was daar 'n lang brief en sy het gaan sit om dit te lees. My liewe Mary, het dit begin. 'n Paar dae gelede was ek toevallig op die strand, toe jy daar saam met jou vriendin was, en ek het jou hoor sê, ek wens my ma was so mooi soos joune. My ma kan nie eers saam met my dorp toe gaan nie, want sy sleep haar voet, sodat almal omdraai en na ons kyk, en dit maak my so skaam. Jy moet so trots wees op jou ma. So, ek het besluit dat vir jou gradeplegtigheidsgeskenk gaan ek vir jou 'n storie gee, in plaas van die tjek wat ek beplan het om vir jou te gee. Die tjek kan wag. 'n Storie, het Mary vir haarself gesê. Dit is erger as die ou parels. Wat 'n huis vol vreemde mense is dit nie. In elk geval, ek is nuuskierig om te sien watter soort storie hy kan skryf, soos hy het begin lees. 17 jaar gelede het daar in 'n dorpie in die oostelike deel van Pennsylvanië 'n jong man en sy bruid gewoon. Net 'n ou skraal meisietjie was sy, maar haar gesig was vol sonskyn en almal het haar gou lief gekry. Sy het pragtige golwende hare gehad en helder blou oë en 'n vrolike glimlag. Nadat hulle 'n rukkie daar was, het hulle storie bekend geword, want sy pa was die groot meeleienaar in 'n naby geleë dorpie. Toe die jong man met die hoërskoolmeisie getrou het in plaas van die ryk een wat die pa vir hom gekies het, was daar baie moeilikheid en die jong man is gesê om die huis te verlaat, saam met sy bruid en geen verdere hulp van sy pa te verwag nie. Nou die jong man het nooit gewerk nie, so dit was baie moeilik vir hom, maar sy het ook gewerk en bietjie vir bietjie het hulle die goed gekoop wat in die klein huisie op die heuwel nodig was en hulle was baie gelukkig. Toe, eendag was daar 'n ongeluk en hulle het die jong man na die klein vroutjie gebring, heeltemal gekneus en bloeiend. En daardie selfde nag het 'n klein baba meisietjie gekom om te bly. Die bure het gehelp soveel as wat hulle kon, maar binne 'n paar dae was die pa van die baba weg en die klein meisievrou was alleen gelaat om vir die baba te sorg. Toe die meeleienaar van die seun se dood en die geboorte van die klein meisie gehoor het, het hy vir die ma 'n brief gestuur en gesê, ons sal die klein meisie vat en haar as ons eie grootmaak, as jy haar vir ons sal gee en niks meer met haar te doen sal hê nie. Maar die dapper klein vrou het teruggeantwoord, solank as wat ek 'n verstand het waarmee ek kan dink en 2 hande waarmee ek kan werk, kan en sal ek my klein meisie onderhou. Ek dank u vir die aanbod, maar ek is te lief vir my baba om dit te aanvaar. Maar dit was 'n harde stryd. Sy het in 'n kantoor gewerk, sy het op 'n plaas gewerk. Toe is 'n posisie aan haar aangebied as 'n onderwyser in 'n huis vir klein kinders. Hier kon sy haar eie kamer hê en die baba by haar hou wanneer sy nie onderrig gegee het nie. En terwyl sy onderrig gegee het, sou dit saam met die res versorg word. Opgewonde het die ma die posisie gevat en vir meer as 'n jaar was sy baie, baie gelukkig. Een nag, toe die baba amper 3 jaar oud was, het sy in die sitkamer van die huis gesit en lees, toe iemand uitroep, brand, brand, brand in die linkervleuel. Dit was waar haar baba was, op die heel boonste vloer. Soos 'n voël het sy oor die gang gevlieg waar die rook reeds uitgestroom het. Op met die eerste trap, verstikkend het sy gegaan. Op die tweede. Toe moes sy op die vloer val om te kruip. Sy kon die brand sien. Dit was op die 4de vloer waar haar Mary was. Kon sy dit ooit bereik, sou die brand haar pad blokkeer. 10 minute nadat die brandroep gegee is, het die werkers iemand gesien wat deur die onderste gang gestrompel het. In haar arms het sy 'n bondel gedra wat styf in 'n bedkombers toegedraai was. En wat uit haar hande gehang het, was 'n lang string parels. Haar gesig was gebrand, daar was geen hare op haar kop nie. Sy het in pyn gewankel, maar sy het die deur bereik, die las aan 'n werker oorhandig en rustig gesê, ek is erg gebrand, maar ek het my 2 skatte gered. Hou hulle veilig vir my. Toe het sy in 'n hoop op die vloer geval.
Vir maande en maande en maande het sy op 'n bed van pyn lê en woel. Niemand het gedink sy kon moontlik leef nie. Maar sy het, want sy het vir haar baba geleef. Toe sy uiteindelik uit die hospitaal gekom het, was haar pragtige gesig gelitteken en rooi. Net hier en daar het die hare gegroei. Haar hande was styf en pynlik en een been het gesleep as sy loop. Maar sy was lewend en dis al wat sy gevra het. Terwyl sy siek was, het ek na die meeleienaar gegaan om te vra vir hulp vir die dapper klein vrou, wat vir ons almal gewys het watter heldin sy was. Maar sy antwoord was, sy het my seun van my weggevat en ek sal niks met haar te doen hê nie. As sy die kind vir my sal gee, sal ek dit in luksheid grootmaak, maar ek wil haar nie hier hê nie. So, toe sy gereed was om terug te gaan werk toe, het ek vir haar gesê dat nog 'n aanbod van die oupa van die kind gekom het om dit aan te neem, en ek het vir haar gesê, voel jy nie dat jy eerder die baba vir hulle moet gee nie? Verantwoord het sy die krulkoppie gestreel en gesê, as ek die dood vir my baba kan beveg, kan ek in die stryd om te lewe oorwin. Ek sal haar hou. Jy kan vir hom sê dat die kind nie in 'n luksheid sal lewe nie, maar dat sy geen gebrek sal ken nie, en sy sal beide die opvoeding en kultuur hê wat haar pa se kind pas. Maar die ma se hart was seer toe sy in die spieël gekyk het en gesien het watter beklaanswaardige verandering oor die mooi gesig gekom het. Ek is so bly dit het gekom terwyl Mary klein was, het sy gesê. As dit later gekom het, sou sy omgegee het oor my lelike gesig. Maar nou weet sy nie beter nie en sy sal daaraan gewoond raak. So sy was baie bly toe ek aangebied het dat sy saam met ons kon bly in die verre stad waar niemand van haar of van die verskriklike stryd wat sy beplan het om te voer geweet het nie. Ons het 'n groot huis gekoop en daar was baie dinge wat die ma kon doen met haar stywe hande wat geleidelik as gevolg van die lang ure wat sy daaraan spandeer het, 'n bietjie begin buig het. Ek het vir haar kamers gegee vir haarself en die kind en daar het sy gebly. Weggebly van almal sodat niemand haar verkrompelde, veranderde liggaam kon sien nie. Sy het net vir die kind geleef en die bietjie geld wat sy kon spaar versigtig weggesteek dat daar genoeg sou wees om haar college toe te stuur wanneer die hoërskool verby is. Dikwels het ek haar hoor bid vir krag om deur die stryd te veg. Dikwels het ek haar hoor bid dat die klein meisie groot sou word om 'n eer te wees vir die familie wat haar nie wou help nie. Dikwels het ek haar gesmeek om my toe te laat om die kind die storie van die dae wat verby was te vertel, maar haar antwoord was altyd dieselfde. Nee, laat haar 'n gelukkige, sorgelose lewe lei. Eendag sal ek dit vir haar vertel, maar nie nou nie. Dit sal my doodmaak as sy my jammer kry. Sy moet my lief hê vir myself en nie vir wat ek gedoen het nie. My enigste geluk is om te lewe en te werk vir haar. So het die heldin die 15 jaar spandeer en volgens my is sy 'n ma waarop jy trots kan wees. Sy mag nooit weet dat ek jou vertel het nie, maar vir niks in die wêreld sal ek jou by haar las voeg deur te dink sy was nie alles wat jy wou hê jou ma moet wees nie. Opreg, A.E. Moos. Toe Mary die brief klaar gelees het, het sy gesit soos een wat verdoof was. Haar verstand het gevoel asof dit aan die brand was. Meganies het sy die parels opgetel wat sy op die bed gegooi het. Haar ma het dit saam met haar deur daardie verskriklike brand gedra. Dit was een van haar 2 skatte, en nou het sy amper gesê sy sal dit nie dra nie. O, wat 'n selfsugtige meisie was sy gewees. Sy het net aan haarself gedink. Een keer het sy haar ma gevra hoekom die litteken op haar gesig was, en sy het geantwoord, net 'n ongeluk kind, toe ek 'n jong vrou was. Toe het sy van iets anders gepraat. Die manke voet, die misvormde hande, die rooi gesig, die vreemde knoppietjie hare. Alles was die prys wat betaal is vir haar eie lewe. Elke minuut sedert sy gebore was sy 'n las vir haar ma gewees. Nou het sy verstaan hoekom die klein bankrekening wat sy per ongeluk ontdek het, so versigtig gespaar is. Sy het nie geweet dat sy college toe sal kan gaan nie. Nou het sy onthou dat dit jare was sedert ma 'n nuwe rok gehad het, maar sy het gedink dit was omdat sy vreemd was. Daar was baie dae toe ma moeg gelyk het. Was dit omdat sy gelei het? O, hoe jammer was sy. Wat kon sy doen om haar gelukkig te maak nou dat sy geweet het? Stadig het sy reggemaak vir bed. Sy moes in die donker wees om te dink. Toe sy in gebed gekniel het, het sy God gevra om haar te vergewe, maar sy het onthou
dat sy nie ma kon vra om dit te doen nie. Sy het die woorde van haar ma aan meneer Mos onthou. Dit sal my doodmaak as sy my jammer kry. Sy moet my lief hê vir myself en nie vir wat ek gedoen het nie. So het sy geworstel en gedraai terwyl die tyd verbygegaan het. Skielik het sy 'n voet gehoor wat oor die gang gesleep word en 'n groot knop het in haar keel gekom. Hoe dikwels het sy teen daardie voet rebelleer, toe het haar ma stilletjies in die kamer ingekom. Moeder, het Mary gesê, hoekom is jy hier? Slaap jy nog nie? Nee, liewe kind, het die ma gesê, en die meisie het gedink sy het nog nooit 'n mooier stem gehoor nie. Ek het jou hoor rondrol in die bed, en ek het gedink, miskien is jy siek, so ek het net kom kyk. Wat is die probleem, my liewe kind? Môre is my grade plegtigheidsdag, en ek dink ek is jammer om skool te verlaat, het die meisie gesê. Ek is so lief vir hierdie liewe klein parels wat ek onder die kussing het, moeder. Het jy dit lank gehad? Ek het dit nog nooit tevore gesien nie. Baie, baie jare, dogtertjie. Jou pa het dit vir my gegee, en hoe hard het hy gewerk om dit te verdien. Ek is lief vir elke klein parel, maar ek sal daarvan hou om jou dit te sien dra, terwille van hom. Ek het dit een keer lang gelede vir jou gered, omdat ek wou hê jy moet iets hê wat hy vir ons verdien het. En nou moet jy gaan slaap, want jy moet môre vars en mooi lyk. Ek gaan so trots wees op jou wanneer jy skool toe gaan. Toe het 'n wit arm die ma naby die bed afgetrek en 'n lieflike meisiestem het gesê, wees gereed wanneer die môre kom, my liewe moeder, want jy gaan saam met my, al is dit vroeg. Geen ander meisie het 'n ma wat so hard gewerk het soos jy, om haar in die skool te hou nie. Jy is die beste ma in die hele wêreld, en ek is so trots op jou. Wel, as jy so trots op my is, soos wat ek op jou is ons die gelukkigste klein gesinnetjie in die hele wêreld, het die ma gesê en haar op albei wange gesoen. En twee mense was gelukkig, want hulle het ware liefde ondervind. Lekker slaap.